vandag se tema is stap na jou goedgegewe doel. En Leon se afkondiging wat hy gesê het was eintlik vir my so oulik toe hy sê dit klink soos 'n aktiewe ding, soos iets wat jy moet doen, né? Dit stap is nie stil staan of stil sit nie. Die kyk by die ek staan en ek kom nie vorentoe nie en Larika ek het 'n span wat altyd vir my help om alles te onthou wat ek moet onthou. En so hulle is my team. Die team agter die wat is daai agter elke man, vrou agter elke man of whatever. Nou ek het 'n man agter die vrou of hoe sal ons dit nou sê, nê? So hierdie stap, nê, is ek wil hê ons moet 'n bietjie ding, waar begin dit alles? Waar begin hierdie stap van ons? Ander woord vir stap is, in die Bybel lees ons baie van wandel. So ons gaan daarna ook kyk en die primêre doel van ons lewe is eerste om in verhouding met God te staan, nê? Want ons elkeen het 'n unieke doel en 'n plan, maar niks van dit kan begin as ons nie eers by God uitkom nie. En as ons nie eers in 'n verhouding met hom is nie. En om in 'n verhouding met hom te kom, is daar net een manier om dit te kan doen. Een manier hoe ons by God kan uitkom en dit is deur Jesus. Want Jesus het die prys betaal. Wat hy gedoen het, maak dit vir my moontlik om aan God te behoort, om 'n kind van God te wees, om hom te volg. Dit is nie op grond van wat ek doen, want ons gaan baie praat vandag oor goeders wat ons moet doen. Maar eerste, voordat dit by die doen kan uitkom, moet ons eers regmaak met God. Moet ons eers in verhouding met hom wees. En hierdie verhouding om in verhouding met God te staan, laat my baie dink aan 'n hindernisbaan. Nou ek weet nie wie van julle kan onthou het dalk self al deelgeneem aan hierdie atletiek item. Dit lyk amper soos hekkies, maar dit is nie 'n gewone hekkie nie. Daai hindernis is, jy kan hom nie omtrap nie, soos 'n gewone hekkie nie, so jy moet oor hom gaan, maak nie saak hoe nie. Daar jy kan, soos met hekkies, is daar sekere reëls van hoe jy oor hom moet gaan en wat jy mag doen en wat jy nie mag doen nie. Maar daai moet jy net, al trap jy ook op hom en klim oor hom, is dit ook alright, solank jy oor hom gaan. En dan deel van hierdie hindernisbaan is ook ons noem dit sommer 'n watergat. So party van hierdie hindernisse is net soos 'n groot swaar hekkie, kan ek sê, en dan is daar party wat as jy oor daai hindernis gaan, dan trap jy in die water as jy nie ver genoeg oor gaan nie. En ons stap met God laat my baie aan dit dink, want dit is nie net alles gemaklik en soos die Engelse sal sê smooth sailing, nê? Daar is goeters wat swaar is, wat met ons gebeur in ons wandel met die Here, soos wat ons saam met God stap, nê? En nou daai hindernisbaan, dit gaan die groot ding van dit is dat jy moet aanhou tot die einde toe. Jy moet net volhard. So dit vra baie uithou vermoë, want ons het al, as ons kinders so atletiek doen, dan wag jy mos nou maar vir die volgende item om te gebeur, en dan kyk jy maar nou vir almal wat hulle doen. En ek het al gesien, soos die eerste een gaan gewoonlik redelik maklik, en so nader hulle aan die einde kom, hoe swaarder is dit, dat baie keer lyk dit vir my, kyk hulle bene raak nou soos lood, nê, om oor daai hindernis te kom. So dit gaan baie oor stamina en uithou vermoë om aan te hou tot die wedloop verby is, nê, tot die einde toe. En ons in hierdie wedloop, nê, want ons is, as jy 'n kind van God is daar vir jou hoop. Dis daai wat Heinrich het verlede week het hy baie Jeremia 29 gebruik wat sê dat God vir ons 'n hoopvolle toekoms het. Nou hierdie teks is eintlik geskryf vir die Israeliete toe hulle in ballingskap was, om vir hulle hoop te gee dat God hulle uit gaan red. Nee, maar dit het tog 'n boodskap vir ons ook nog steeds in vandag se tyd, nê, want as ons kyk na daai ek, nê, dit is wat God sê, ek weet
watter gedagtes ek vir julle het. Dis daai van niemand anders te weet en nie eers jouself weet wat die toekoms vir jou gaan inhou nie, behalwe as jy versekerd is dat jy aan die Here behoort, dat jy sy kind is, dan weet jy, daar is vir jou 'n toekoms na die lewe. So daar's daai hoopvolle toekoms, maar verder is, ons is in die Here se hand en hy het vir ons 'n hoopvolle toekoms in gedagte, nê? En solank ek dink dit behoort ons te troos ook om te weet dat solank God weet, kan ek rustig wees, want hy is die beste persoon om agter my te staan, want hy is my covering. So, maar terwyl ons nou op hierdie pad is, op pad hemel toe, op pad na die eindstreep toe, nê, is daar iets wat moet gebeur. Daar is nog vir ons iets om te doen, nê? En dit is nou daar's vir ons 'n doel, nê? En wat is ons doel? En hoe stap ek dan in hierdie doel? En in Efesiërs 2 vers 10 lees ons dit baie mooi, wat sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So daar's vir ons iets spesifiek uitgesit, nê? So as jy 'n kind van God word, nê, dan klim jy van die paviljoen af, hopelik, want anders is daar 'n probleem. Dan word jy 'n deelnemer van op hierdie hindernisbaan, saam met God, nê, want ons kan nie toeskouers bly nie. As jy 'n kind van God is, dan sê die Bybel vir ons in Jakobus 2 vers 20, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is. So as jy tot geloof gekom het in God, dan moet daar uitvloeisel wees van goeie werke. So goeie werke alleen kan ons nie red nie. So maak nie saak wat so goeie goed jy in die lewe gedoen het nie, jou redding kan jy nie daar baseer hê, want jy moet eers by God uitkom en dit kan jy slegs doen deur Jesus. Maar wanneer ek 'n kind van God is, dan behoort daar iets meer te gebeur, want God sê dan, hy het vir ons goeie werke voorberei, waarin ons moet wandel. So geloof saam met goeie werke moet gebeur. En dan kan ons nou kyk en ons kan sê, maar wat is hierdie goeie werke? Want elkeen het mos nou al 'n idee van wat moet nou eintlik gebeur, nê? Maar ek het 'n bietjie gaan kyk in die oorspronklik, die woord, as ons in die Bybel kyk, word die Afrikaans sê goeie werke, en wat bedoel hulle in die oorspronklik, wat is hierdie goeie werke? En dan sê hulle, dit is meer as net dit gaan gepaard met 'n doel, 'n spesifieke doel, so dit is iets wat jy doen, maar dit is gekoppel aan 'n spesifieke doel, en baie kere is dit 'n innerlike begeerte ook, iets wat jy, want as jy God ken, en jy's vir hom lief, en jy dien hom, dan wil jy vir hom seker goeders doen. Dit raak, sy begeerte raak jou begeerte, dit is asof daar iets in jou hart aangesteek word, van ek wil doen wat God vir my instoor het. En in hierdie werke, hierdie goeders wat ons doen, word ons karakter geopenbaar, ons loyaliteit, is ons loyaal aan God, en dis daai hartsding, word in ons werke sigbaar, in dit wat jy doen. As iemand na jou kyk, dan behoort hulle te kan sê, daai persoon dien die Here. En dit is nogal, terwyl ek besig was met die voorbereiding daarvan, het ek nogal stilgestaan en dan dink ek, baie keer doen ek so baie keer iets uit myself uit. En daar's 'n fyn lyn van, kan mense regtig sien deur wat ek doen sonder dat ek 'n woord sê? Kan iemand sien dat ek God dien? Dit is nogal, was nogal vir my 'n groot ding. Hierdie goeie werke sluit ook ons roeping in. Ek gaan nie al die verse heeltemal uitlees nie, maar in 2 Timoteus 1 vers 9 staan daar, ons is geroep, gered en geroep met 'n heilige roeping. En ons moet ons bediening vervul, jou bediening, in 2 Timoteus 4 vers 5. En dan gaan kyk ons verder na Handelinge 13 vers 2,
waar die Here sê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En Johannes 4 vers 34 gaan oor God wat Jesus gestuur het, maar Jesus stuur ook vir ons. So ons is gestuurdes om God se werk te gaan doen. En dit is nie enige werk of iets wat ek dink is oulik en reg en iets wat ek graag sal wil doen nie, maar dit is die werk wat God vir ons elkeen voorberei het. Want toe hy jou gemaak het, het hy reeds, dit is voor die tyd al uitgewerk en beplan, het hy reeds vir jou goeie werke uitgesit wat jy gaan doen. So in Efesiërs 2 vers 10 lees ons, dis deur God voorberei. So dit gaan oor God se werk, nie wat ek wil doen nie, wat God wil hê ek moet doen. Jesus is die middelpunt van daai werk, en dit gaan oor sy heerlikheid en dat hy verheerlik moet word. En is voor jou geboorte is dit reeds bepaal. So dit is nie iets wat ons doen baie kere goed, goeie goed ook, uit onsself of omdat ons dink dit is my werk. Maar nie alle goeie goed is noodwendig jou werk nie. So ons moet ook kan onderskei, maar wat is dit wat God vir my uitgesit het om te doen? En dan kom ons by die wandeldeel, want aan die einde van vers 10 van Efesiërs 2 staan daar, sodat ons daarin kan wandel. En wandel is daai stapding. Dis daai, ons moet dit doen. Dit is soos 'n manier van leef, nee, wat jy elke dag doen. Dan is daar baie skrif wat sê, wandel deur die gees en nie deur die vlees nie, want as ons deur die gees wandel, gaan ons doen wat God wil hê ons moet doen. Gaan ons gehoorsaam wees aan hom. Ons moet wandel waardig die roeping, want ons elkeen, baie mense dink roeping is, ek gaan voltyds sendingveld toe. Dus ek gaan China toe, of ek gaan Taiwan toe, of Uganda toe, of waar ook al. Maar daai roeping, God het vir elkeen, op jou lewe is daar roeping, maak nie saak hoe oud jy is nie. Daar's 'n roeping op jou lewe waarin God wil hê jy moet wandel, wat jy vir hom moet doen. En daai welvoeglik is om die regte ding te doen, om reg te leef. En dan in die Ou Testament met die Israeliete lees ons op verskeie plekke en onder andere in Deuteronomium ook, waar God herhaaldelik vir hulle sê, wandel in gehoorsaamheid. En dan doen hulle eie ding en dan kom hy weer terug by, as julle doen wat ek sê. So in dit alles gaan dit oor God en om te doen wat hy vir jou uitgesit het, wat hy vir jou instoor het. In die week het ek 'n praatjie geluister van Elisabeth Elliot, en een van die goed wat sy gesê het, wat my baie laat dink het ook is, lyk Christene regtig anders? Kan ons vandag met eerlikheid sê, ek lyk anders as die wêreld? Jy sê jy's 'n kind van God, en ander mense kyk na jou, lyk jy anders. En hierdie skrif het my was nogal soos 'n skoot koue water, want mense dink altyd aan Petrus, wat God verloon het, en dan sê baie, maar hoe kon hy ontken het dat hy Jesus ken? Hoe kon hy dit doen? Maar toe ek die lees, toe besef ek, hoe baie mense, en ek baie keer inkluis by dit, verloon God wanneer ek doen wat ek nie behoort te doen nie. Titus 1 vers 16 sê, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke. So ek wil hê ons elkeen moet vandag 'n bietjie by onsself stil staan en vir onsself afvra, is my werke, dit wat ek doen elke dag, is dit in lyn met wat 'n kind van God behoort te doen? Of is ek dalk nie besig om God te verloon deur wat ek doen nie? En dan is daar ook in Matteus lees ons dat baie kere, en ek weet dit is baie kere ook as gevolg van hoe ons groot geword het, of
waar iemand ons seer gemaak het, dan begin ons goeders doen, sodat mense ons moet raak sien. In Matteus 23 vers 5 lees ons, hulle doen al hulle werk om deur die mense gesien te word. En ons kan so maklik ingestel word om mense tevrede te stel, veral in 'n gemeente. Is dit amper nog erger, jy wil so graag hê jou gemeente moet vol wees. So nou is jy so bang, jy trap op iemand se tone, of jy offend iemand, en dan doen jy en sê jy partykeer goed, om mense tevrede te stel, of jy raak betrokke iewers met X, want jy wil so graag goedkeuring van mense hê, jy wil so graag mense tevrede stel, maar dit moet eintlik glad nie, hierdie goeie werke, dit waarmee ons besig is, moet eintlik glad nie gaan oor ander nie. Dit is eintlik net jy en God. Wat sê God moet ek doen? En dit moet jou dryfkrag wees in dit alles. En dan is daar ook in Efesiërs 5 vers 11 waar ons lees, dat ons nie met onvrugbare werke moet gemeenskap hou nie. En dit is daai ding van, om besig te wees met verkeerde goed. Want baie mense kan sê, dis nie so erg soos moord pleeg, ek pleeg daarom moord hê. Of ons, baie kere in 'n samelewing is dit asof ons sonde ook in boksie sit. Ek kan maar saam bly, dis nie so erg hê. Maar ek moet net nie swanger word terwyl ek saam bly nie. Of ek moenie dit doen nie, want dis dan nie so erg nie, maar ek mag maar dit doen, dis net 'n ou wit leentjie. En dan om daai ding van ek mag maar vuil taal gebruik, dit is nie so erg nie, ek pleeg daarom nie moord nie, maar is ons regtig besig met, in ons wandel, is ons regtig besig om God te verheerlik, of is ons besig om hom te verloon? En op die ou ende moet ons besef dat iemand wat die Here dien, behoort nie weggesteek te word nie. Dit moet duidelik uitstaan vir almal om jou, vir die mense waarmee jy elke dag te doen kry, moet kan sê, daai persoon dien regtig die Here. En dan na alles gaan dit alles oor God se heerlikheid. In Matteus 5 vers 16 lees ons dat ons lig so moet skyn voor mense dat hulle julle goeie werke kan sien en nie julle prys daaroor nie, maar dat hulle julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Herhaaldelik wanneer Jesus iemand gesond gemaak het ook, dan later sê hy vir sy disippels, julle gaan nog groter dinge doen. En dan lees ons, maar God is daardeur verheerlik. Dit gaan oor God. Wanneer jy gered word, gaan dit oor God. Wanneer jy iets goeds doen, gaan dit oor God. Want uit onsself uit kan ons niks goeds doen nie. Dis net deur God in ons en sy genade wat ons kan regkry om hierdie goeie goed te kan doen. En die beste vir my van alles is ons is waarlik gelukkig wanneer ons doen wat God sê. Want dis hoe hy ons geskep het. Daar gaan altyd in jou lewe iets voel, daar's 'n leemte, daar kort iets. Tensy jy besig is met dit wat die Here vir jou uitgesit het. Dis dan wanneer jy regtig gelukkig in jou hart gaan wees, want niemand anders kan dit vir jou gee nie. Jou man kan dit nie vir jou gee nie, jou vrou kan dit nie vir jou gee nie, jou kinders kan dit nie vir jou gee nie, want hulle almal maak foute. Hulle almal gaan jou iewers in jou lewe, gaan jy vir hulle vies raak en gaan hulle jou teleurstel. Net God kan dit vir jou gee en wanneer jy besig is om te doen wat God vra, dis dan wanneer jy werklik en ware geluk beleef. Nou dit alles klink nou baie mooi en dis wonderlik en dit klink so maklik om dit te doen, maar soos ons gesê het, op hierdie pad kom ons hindernisse teen. En daai hindernisse is met een hoofrede daar, is om, baie keer is dit net om jou karakter te vorm, maar dit is daar om jou te stop, om jou te laat stadiger beweeg, om jou tot stilstand te bring, om jou te pootjie ook, en
het 'n keuse van hoe ons gaan optree met hierdie hindernisse, wat ons gaan doen. En 'n goeie voorbeeld in die Bybel van hoe hy hindernisse hanteer het, was Paulus. En sy hele lewe is 'n sprekende voorbeeld van, want hy het soveel hindernisse in sy lewe gehad, in sy stap saam met God gehad, en elke keer hoe hy oor dit gekom het, maar ek wil spesifiek verwys na Handelinge 16, waar Paulus saam met Silas in die tronk beland het. In die Afrikaanse Bybel staan daar, Paulus was versekerd van sy roeping. Hy was verseker dat die Here vir hom gesê het, hy moet gaan. En toe hy gaan, toe beland hy in die tronk. So ons kan sê dat selfs om binne die wil van die Here te wees, is nie 'n waarborg, dat daar nie 'n hindernis gaan wees, dat daar nie iets slegs gaan gebeur nie. Baie kere is ons so lynreg in God se wil en dan gebeur daar iets slegs. Wat ons wil kniehalter en dan moet ons kies, hoe gaan ek in hierdie situasie reageer? Nou ek wil eers gou laat ons 'n bietjie dink, hoe lyk hierdie hindernisse? Want dit is nou nie hier 'n soliede houtbalkie voor my nie, dit lyk 'n bietjie anders. En baie kere is dit net van iets slegs gebeur, my kar word gesteel. Iemand vir wie ek lief is, sterf. Iemand sê iets slegs vir jou, en nie net een keer, die boelie jou oor en oor en oor. Partykeer is dit ons eie vrese wat ons tot stilstand bring, of ons het 'n fout gemaak, 'n mislukking wat ons beleef het, of net ons aandag word afgetrek. En dan kan dit vir ons 'n hindernis wees, want daai hindernis is eintlik daar om te keer laat jy verder gaan. So dan moet ons besluit, maar hoe gaan ek reageer op hierdie hindernis? Daai ou val daar, ek wil amper sê op sy kop, oor 'n hindernis, want partykeer gebeur dit ook, as ons probeer oorgaan, ons probeer dit te oorkom, maar dan sit amper daai asof jou voet vashak, en jy val, en jy bly lê dalk so rukkie. Maar dan moet ons besluit, wat gaan ek nou volgende doen? Wat gaan my reaksie wees op hierdie hindernis in my lewe? Of selfs op hierdie val, gaan ek nou uitklim van die hindernisbaan af, en teruggaan en op die paviljoen gaan sit, want op die paviljoen is dit eintlik baie lekker. Daar is die vereistes op die paviljoen. Jy sit net lekker saam met jou vriende en kuier. Daar is nie eers 'n vereiste van jy moet skree of jy mag nie skree, of dis lekker op die paviljoen. So gaan jy eerder uitklim, want dan is daar vir jou slegte nuus van die wat op die paviljoen is, wat nie 'n deelnemer is, kom nie in ag vir die prys nie. Dis die wat deelneem, wat die prys kan ontvang. Party van ons, wanneer ons by daai hindernis kom, is ons so kwaad. Ons beklei, want ons wil hê hierdie ding moet net weg. Ons wens dit mos partykeer net weg, nê? En party van ons, al is ons groot, is partykeer soos kinders. Het julle al gesien kinders, hulle maak so in die water kleintjies, nê, dat dit so spat. En partykeer het ek al gevoel as ek sê partykeer ek gooi my toys uit die kot uit, of ek gooi eers 'n tantrum as iets slegs gebeur, dan is ek so, ek wil nie dit nou hê nie, kan dit nie net goed gaan, kan goed nie net uitwerk nie, en dan is ek partykeer so 'n stout kind, wat eers al my toys uit die kot uit wil gooi. Maar wat behoort ons te doen? Want daar is 'n spesifieke kriteria om ons te help, om nie soos die stout kind te bly, wat in die water sit en splas, en sê, ek gaan nou sit hier tot hierdie ding verdwyn nie, maar om 'n sekere ingesteldheid te hê. En een van die ingesteldhede kan wees dat ons selfgerig is. En dit is nie die ideaal nie, want jy is so gefokus op jouself, alles is me, myself en I. Ek wil dit hê, my manier. Dit gaan oor wat verkeerd is in my lewe. Ek kyk almal anders te mis, dis net my swaar kry, my probleem,
Dis net daai mentaliteit van ek sit in hierdie gat, dinge moet verander en is swaar en sleg en dis nou waar ek is. Dis net me, myself en I en ons kyk nou niks verder om ons nie. Dan is daar een wat taakgerig is. Taakgerig is nie al sleg nie, want dit is goed om taakgerig te wees, maar dit laat my baie dink aan die perde of die donkies, hulle sit mos vir hulle sulke klappies aan, nee, wanneer hulle ingespan word, sodat hulle so moet hardloop. So dan kyk hulle alles, al die goed wat hulle aandag kan aflei, kyk hulle mis wat goed is, maar iemand wat taakgerig is, nee, gaan daai stap, gaan hy doen, hoor, met oorgawe. En hy gaan selfs die ou wat daar voor hom in die watergat sit, nee, hy sal nog hom gebruik vir 'n stepladder ook, hy gaan nog onbewuslik, nie as prins om die ou seer te maak nie, maar hy sal nog op hom trap om oor te gaan, want hy sien niks anders te raak as hierdie taak wat nou afgehandel moet word, hierdie baan wat voltooi moet word, hierdie hindernis wat oorgekom moet word, dat hy mense om hom miskyk. So dit is ook, en dan is daar ingesteldheid wat heeltemal oor na die ander kant is, en dus jy so gefokus op almal anders, dat jy jouself in die proses verloor. Dit gaan die hele tyd oor, daai ou kry swaar, ek moet hom help. Daai enetjie het nou dit oorgekom, ek moet daai een help, dat ons self in die proses verloor. Ons is so ingestel om almal anders te help, dat ek myself nie kan help, nee, en ons moet besef, dat nie een van ons is iemand se redder nie. Ons is daar om bystand te gee en om ander te help, maar ons is nie iemand se redder nie, net Jesus alleen kan dit doen. En dan is daar die ingesteldheid wat ons eintlik veronderstel is om te hê, en dit is om op God gerig te wees. Om ons oë ingestel te hê op God, ons ore oop te hê vir sy leiding, want in hierdie hindernisbaan is daar baie ander goeters wat vir ons kan lyk, dit is reg. Maar ons moet nog steeds die onderskeiding hê van kom hierdie ding van God af. Want daar's baie goeie goed waarmee ons kan besig wees. Maar ons moet kan onderskei, is dit wat God vir my, Lucinda, instoor het. En dan om nie moedeloos te raak op hierdie hindernisbaan nie, want dit kan partykeer kan dit vir jou voel, dit raak te swaar. Want God gee vir ons hoop. Hy sê vir ons in Spreuke 23 vers 18, waarlik daar is 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. So hierdie aanhou, want ons het in die begin het ons gesê, hierdie hindernisbaan, gaan alles oor uithou vermoë, om aan te hou tot die einde toe, om te volhard, en hoe lyk dit prakties in ons lewe? Dis soos baie ouens, ek weet, as jou Marie hulle gaan fietsry, dan sorg ons dat daar ekstra goedjies is, want hulle moet reg eet. En ons ekstra goed wat geëet moet word, veral as hulle baie ver ry, dan maak jy mos nou gereed. En baie kere doen ons net mooi die teenoorgestelde. Want wanneer ons oor daai hindernis, hier's nou daai hindernis, en ons moet oor hom gaan, dan het ons eintlik ekstra krag, ekstra stamina nodig. En ons stamina en krag kom uit die woord uit. Ons kan ander boeke bylees, ons kan preke luister, maar in die tyd wanneer jy voor daai hindernis staan en wanneer jy oor hom moet gaan, dan gebeur dit baie, ons onttrek van God. Ons niks maak vir ons sin nie, ons wil amper die Bybel lees nie, of ons weet nie wat om te bid nie, maar dis dan die tyd wanneer ons eintlik nog meer moet lees as gewoonlik, nog meer tyd in sy woord te spandeer, nog meer saam met ander gelowiges by mekaar te kom. En dan moet ons in daai tyd, want dit is so moeilik om wanneer jy voor 'n hindernis is of in daai watergat staan, om nog steeds dankbaar te wees, om nog steeds joy te hê, om nog steeds tevredenheid in die Here te hê. Maar dan, juist dan, nog meer as wanneer jy die gelyktes loop, is dit maklik om dankbaar te wees. Want dan lyk alles net so lekker.
Maar dis wanneer ons dit kan regkry om in daai hindernistyd, om dan God te eer, om hom te verheerlik, om hom te aanbid, om dankbaar te wees. Want wanneer ons negatief is, negativiteit hou ons in die watergat. Dit hou ons voor daai hindernis dat ons nie oorgaan nie. En dan, na alles, moet ons vertroue op God wees. En wat hy vir ons wil doen. Al sien ons nie uitkoms van hoe ons hier oor gaan kom nie. Ons sien nie uitkoms van hoe ek uit hierdie water uit gaan kom nie. Maar om hom dan te vertrou en te weet dat hy die beste vir jou in store het. En dan om na alles net aan te hou, om te volhard in die Here. Psalm 106 vers 46 sê, en hy het hulle medelyde laat vind by almal wat hulle as gevangenes weggevoer het. Partykeer gaan dit so swaar met ons, né? En mense kom ons te na, en ons voel ons wil eerder gil en skree, maar ons kies om te doen wat God sê. Ons kies om gehoorsaam te wees aan hom. En wat dan gebeur, ek het dit al in my eie lewe beleef, en iemand het nou die dag vir my gesê, hy was 'n predikant by 'n gemeente, en dit het baie sleg gegaan daar. En later het die Here hom sendingveld toe geroep, en nou die dag, na jare, toe bel iemand hom, hulle wil met hom praat, en die ou vra hom om verskoning, en nie omdat hy, wat vir hom 'n voorbeeld was, is hierdie ou het aangehou. Almal het hom uitgekry, maar hy het aangehou en gedoen wat hy die regte ding gedoen. Hy het gedoen wat God gesê het, hy was gehoorsaam aan God. En op die ou einde het die Here self sy vyande het erken, maar hierdie ou het iets weet. Hierdie ou dien regtig die Here. En hoe kan ons dit prakties in ons lewe toepas? Hoe kan ons die goeie doen, gehoorsaam wees aan God? Hierdie hindernisse, hoe kan ons oor dit kom? Hoe gaan ons dit toepas in ons lewe? En die eerste ding is om eers net by jouself stil te word in gebed en 'n bietjie selfondersoek te doen en vir die Here te vra, wandel ek soos wat U wil hê? Verloon ek U deur my werke? Is ek regtig besig met dit wat U vir my voorberei het? Of is ek besig met goed wat ander mense dink ek behoort te doen? Om regtig vir die Here te vra, maar wat is daar wat ek dalk moet regmaak by hom? En dalk het jy geval. Jy dalk oor die hindernisse gaan, maar jy lê aan die ander kant en jy het nie die krag om op te staan nie. En vanoggend wil ek vir jou vra, wat het jy nodig om te kan opstaan, om weer verder te gaan? Want dit is nie 'n skande om partykeer dink 'n mens, kinders van die Here mag nie val nie. Ons mag nie emosioneel en mentally swaar kry nie, want dan dien ons nie regtig die Here nie. Maar dit is alles 'n leuen. So vanoggend wil ek hê ons elkeen moet by onsself stil staan en vir onsself vra, as jy die een is wat dalk voor die hindernis staan, of dalk het jy oor die hindernis gekom, maar jy lê aan die ander kant, wat jou voet het nog steeds val, en jy sien nie kans om weer op te staan nie. Wat het jy vanoggend nodig om te kan opstaan? Want God wil jou ophelp. En partykeer is dit nodig dat jy hulp vra. Ons kondig elke Sondag af, jy kan kom vir gebed. Ons het 'n gebedsbediening ook, wat jy vir 'n afspraak kan kom, en daar is berading, en daar is ander wat ook kan help, maar om dan te gaan en vir iemand te vra, ek sukkel, want dit is nie 'n skande om te sukkel nie. En dan wil God ook hê dat ons elkeen, maak nie saak al sukkel jy self, want partykeer het ons hierdie gedagte ook van, ek moet eers alright wees,
voordat ek iemand anders te kan help. Ek moet eers alright wees, voordat ek iemand anders te kan bemoedig, want hoe kan ek nou iemand bemoedig as ek self nie bemoedig voel nie? Maar God sê dat ons moet mekaar aanspoor tot goeie werke, ons moet mekaar help, en daai help beteken ook om saam te celebrate in die klein wenne langs die pad, nee, daai as 'n vriendin of 'n vriend van jou daai hindernis oorgaan, nee, om saam met hom of haar te celebrate, en om saam die Here te vereer vir wat die Here gedoen het, en dan ook om saam te bid. Ek het 'n vriendin wat sy sê altyd, kom ons bid. Ek sê vir X en dan sê kom ons bid, en dit is so reg, van dadelik, selfs as ek my fokus vir 'n oomblik geskuif het, die oomblik as sy sê kom ons bid, wat gebeur met my fokus? Dit skuif dadelik terug na God toe. So om saam hande te vat en saam te bid, en dis daar waar daai vriende, daai goddelike vriendskappe inkom, nee, met ander. Jy het so iemand in jou lewe nodig wat vir jou kan sê kom ons bid, wat saam jou hand kan vat, wat baie keer vir jou so 'n hupstootjie kan gee oor 'n hindernis ook, nee. So ons het nou so baie vanoggend gesê, en dit is eintlik so enorm groot ding om te kan regkry, want ons weet wat God sê, en ons weet dit vra gehoorsaamheid. Maar ons besef ook dat dit nie so maklik is nie. Maar ons het die hoop, nee, ons hoef dit nie alleen te doen nie. Daai goeie werke wat God vir jou uitgesit het, nee, hy is die een wat jou bekwam vir dit, want hy het dit vir jou beplan, hy het dit vir jou uitgesit, jy kan dit doen, want hy is die een wat jou bekwam vir dit, hy soek net 'n gewillige hart om te sê, Here, hier is ek. En dan moet ons besef, nee, al het jy so die oortuiging, want dit is wat God sê ek moet doen, dan moet ons weet, dit gaan nie altyd maklik wees nie. Soos wat Paulus gehad het, nee, hy het dit nie altyd maklik gehad. Maar hy was gehoorsaam, en aan die einde sê God, dat hy sal als ten goeie laat meewerk, vir die wat hom liefhet, as ons in sy wil is. En Elizabeth Elliot, sy sê dat gehoorsaamheid is die hoogste vorm van worship, om gehoorsaam te wees aan God. En ek hoop ons almal kan na vandag ons nuwe lese maak, my utmost for his highest. Oswald Chambers het gesê, shut out every consideration and keep yourself before God for this one thing only. My utmost for his highest. Dit gaan net oor hom en sy heerlikheid. Mag dit ons dryfkrag in die lewe wees, ons stamina om te doen net wat hy wil hê en dit in gehoorsaamheid te doen. Here Jesus, baie dankie vir u woord. Here, dankie dat u vir ons alles gee wat ons nodig het om te doen wat u vra. Here, ons besef ook vanoggend dat dit nie altyd maklik is nie. Here, en u ken elkeen se hart vanoggend. Here, u weet wat elkeen nodig het. U weet ook waar elkeen is op hierdie hindernisbaan. Is hulle voor 'n hindernis? Hulle geval, is hulle dalk in die watergat, Here, en u weet wat hulle nodig het, Here, en dankie dat ons kan weet, Here, dat u wil vir ons die beste hê. U wil ons uit daai watergat uit oplig en optel en ons voete weer op vaste grond sit. Here, en dankie vir dit, Here, dankie dat ek nie alleen in hierdie hindernis baan en wedloop is nie, Here, maar dat u dit saam met ons doen. Amen.